Goeiedag vriende, ons gaan voort om na die boek Numeri te luister en vandag lees ons Numeri 3 vanaf verse 1 tot 13. Hier volg die geslagsregisters van Aaron en Moses. Die tyd toe die Here met Moses op die berg Sinaï gepraat het, was dit die name van Aaron se seuns: Nadab, die eerstgeborene, Abihu, Eleazar en Itamar. Dit was die name van Aaron se seuns, die priesters wat gesalf is, wat Moses gewy het om as priesters te dien. Maar Nadab en Abihu het voor die Here gesterf, toe hulle in die Sinaï-woestyn ongeoorloofde vuur voor die Here nader gebring het. Hulle het geen seuns gehad nie, en Eleazar en Itamar het onder toesig van hulle vader, Aaron, as priesters opgetree. Die Here het met Moses gepraat en gesê: laat die stam van Levi naderkom, laat hulle plek inneem voor die priester Aaron. Hulle moet hom bystaan, hulle moet sy verpligtinge en die verpligtinge van die hele volksvergadering voor die tent van ontmoeting help nakom deur diens te doen in die tabernakel. Hulle moet toesig hou oor al die toerusting van die tent van ontmoeting en die verpligtinge van die Israeliete help nakom deur diens te doen in die tabernakel. Jy moet die Lewiete tot beskikking stel van Aaron en sy seuns. Hulle is volledig tot sy beskikking namens die Israeliete. Net aan Aaron en sy seuns moet jy dit opdra om die priestersdiens waar te neem. 'n onbevoegde persoon wat daar indring, moet doodgemaak word. Die Here het met Moses gepraat: wat my betref, kyk, ek het die Lewiete tussen die Israeliete uitgehaal in die plek van al die eerstgeborenes, die eerstelinge van die moederskoot onder die Israeliete. Die Lewiete behoort aan my, omdat al die eerstgeborenes aan my behoort. Toe ek al die eerstgeborenes in Egipte land getref het, het ek al die eerstgeborenes in Israel vir my geheilig. Die eerstgeborenes van mense, sowel as diere, behoort aan my. Ek is die Here. Hierna gee die Here spesifieke opdragte aan elke familiegroep van die Lewiete. Elkeen het 'n spesifieke plek rondom die tabernakel waar hulle moet tent opslaan en elke groep het 'n spesifieke taak om by die tabernakel te verrig. Een van die temas wat in die boek Numeri na vore kom, is die taak van die Lewiete en priesters. Dit gaan egter nie net oor die werk wat hulle moes doen en die plek waar hulle moes bly nie. Dit gaan in die eerste plek oor die simboliek van al hierdie dinge. Ons moet onsself dus vra, wat is die teologiese waarde van al hierdie dinge wat hier beskryf word? Wat leer dit vir ons van God en van ons redding? In Numeri wys God vir Israel en vir gelowiges vandag dat ons 'n middelaar nodig het. Ons het iemand nodig wat tussen ons en God kan staan. God is heilig en ons is sondig, daarom sal ons sterf as ons sonder 'n middelaar na hom toe gaan. Maar tog wil die Here ons God wees en hy wil tussen ons woon. Daarom maak hy dit vir ons moontlik om in sy teenwoordigheid te leef. Dit is waarom God vir Israel priesters gegee het. Tussen die priesters was daar 'n hoëpriester en hy het 'n baie spesiale taak gehad as tussenganger tussen God en die volk. Die hoëpriester was vir die volk 'n simbool van die Messias wat sou kom. Ons weet dat die Messias Jesus is, maar as mens iemand uit die tyd van Moses sou vra, watter tipe persoon gaan die Messias wees, sou hy heel waarskynlik vir jou die hoëpriester beskryf het. In Numeri leer ons dat die hoëpriester, en dus ook die Messias, die volgende eienskappe het. Dit is eerstens iemand wat deur God uitgekies en aangestel is. Hy is gekies om take te verrig wat die volk van hulle sondes reinig. Hierdie reiniging vind plaas deur 'n bloedoffer. Die seën van God word ook deur die priester aan die volk gegee. Kom ons kyk na 2 verhale in Numeri wat hierdie dinge vir ons uitbeeld. Die eerste is in Numeri 16 en 17. Korag, Datan en Abiram het in opstand gekom teen Aaron. Hulle wou nie aanvaar dat God die spesiale taak van priesterskap aan Aaron en sy nageslag gegee het nie. Hulle wou die eer gehad het.
Ons hoor dan dat die aarde oopgeskeur het en hierdie manne met hulle gesinne ingesluk het. Die volk was egter nog steeds in opstand oor wat gebeur het en in Numeri 16 verse 44 tot 48 lees ons dat God die hele volk wou vernietig as gevolg van hulle opstand. Maar dan gaan staan Aaron met sy offer tussen God en die volk. Op die manier doen hy versoening vir die volk en die plaag wat 14.700 mense doodgemaak het, stop. Die hoëpriester se versoening het dus die plaag gestuit. Op die manier wys God vir die volk dat hy vir Aaron en sy nageslag kies om hierdie taak te verrig. Hierdie verhaal gaan voort in Numeri hoofstuk 17. Nou wys God dieselfde waarheid aan die volk, maar hierdie keer doen hy dit op 'n positiewe manier. Die Here gee opdrag dat elke stam se leier sy staf moet bring en sy naam daarop moet skryf. Die stawwe is toe in die tent van ontmoeting geplaas. Die volgende oggend het Aaron se staf gebot. Dit het bloeisels en blomme aangehaat en selfs ryp amandels. Die ander stawwe was nog steeds net dooie stukke hout. Daarmee wys die Here vir Israel dat hy Aaron kies as priester. Net deur die priesterskap kan die volk in God se teenwoordigheid lewe en vrugbaar wees. Vir ons beteken dit dat ons net die ware lewe deur Jesus kan ontvang en dat hy dit vir ons moontlik maak om vrugbaar te wees. Met ander woorde, ons kan die vrugte van geloof dra. Dit is die goeie dinge wat ons doen. As ons op enige ander manier gered wil word, sal dit net tot die dood lei. Die tweede verhaal waarna ons vandag gaan kyk is in Numeri hoofstuk 25. Hier lees ons dat die volk weggedwaal het van die Here af. Hulle hoereer met die Moabiete en hulle aanbid Baal Peor. Weereens wil God die volk vernietig. Hierdie keer is dit Pinias, die kleinseun van Aaron, wat optree. Met sy optrede stop hy die plaag wat hierdie keer 24.000 mense laat sterf het. Daarna gee die Here die priesterskap spesifiek aan Pinias en sy nageslag. In Numeri vind ons die Israeliete in die woestyn op pad na Kanaan. Ons sien dat as die Here nie vir hulle 'n priester gestuur het, wat as middelaar kan optree nie, sou hulle nooit lewendig uit die woestyn gekom het nie. Hulle sou nooit in die beloofde land kon intrek nie. Dit is vir ons 'n prentjie van gelowiges se lewe op aarde. Ons is nog op pad na die beloofde stad in die hemel, waar ons vir ewig sal lewe. Maar ons is te sondig om daar te kom. Daarom het God vir ons 'n middelaar gestuur. Ons hoëpriester is Jesus Christus. Hy tree vir ons in en hy reinig ons van ons sondes sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Intussen seën hy ons met 'n lewe waaraan ons vrugte kan dra tot sy eer. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.